Kom ons sluit die oog. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is dit om weer te kan stil word by U woord, waar U met ons praat, ons leer en ons versterk. Gaan vanmôre saam met die diens, maak ons harte oop, ons ore oop, en maak ons verstand helder, en dat ons sal inneem en sal luister na dit wat U vir ons sê. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Ons gaan net aan met ons tema in Spreuke, op reis deur die skatkamers van wysheid. Trek nou by deel 14, 7 dinge wat God haat. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet. 'n Hart wat onheilsplanne beraam, voete wat hastig na die kwaad te loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. Daar is 6 dinge wat die Here haat. 7 wat hom walg. Ek sou dink as die woord van die Here sulke sterk taal gebruik, beter ons daarop agslaan, sou u nie saamstem nie. Dis nogal redelike sterk taal wat die woord van die Here hier gebruik. 6 dinge wat die Here haat, 7 wat hom walg. Soos ek al reeds gesê het, en ek het al baie gesê, en ek gaan seker dit weer sê, as ons na die woord van God kyk, soos nou met Spreuke, ons werk Spreuke nou deur vers vir vers, en wat lekker is om dit te doen, soos wat ons vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk deurwerk, soos ons by 'n teks kom, hanteer ons dit. Want dit is die woord van God en ons behandel die woord van God. Dit wat daar geskryf is, dit is skrif. Heilige Gees geïnspireerde skrif, dis woord van God. So wat ons moet doen is om te luister na die woord van God. Want dit is God wat met ons praat deur sy woord. Daarom is dit vir ons in die gemeente so belangrik om by die woord van God te bly, want as jy die woord van God preek, en jy gaan vers vir vers deur, as jy stry daarmee of verskil daarmee, dan moet jy met die Here gaan praat. Want ek gee vir jou wat daar staan. Wat jy daarmee maak is, hang van jou af. So, ja, dit is die Here wat dit sê. Ek sê maar slegs wat hy ons beveel. Luister daarom baie mooi, leer, groei, verander en word versterk deur die woord van God. Want dit is die doel van die woord van God. Om ons te wys op dit wat verkeerd is en ons te lei op die regte pad. Sodat ons kan wysheid kry. Dit is egter die tema van ons reeks, die skatkamers van wysheid. Nou om daai wysheid te ontdek en in te neem, moet jy luister na wat die woord van God sê. Ons kry hier 'n katalogus van ewels wat spesiaal vir die Here walglik en afskuwelik is. Die terme wat gebruik word, 6 dinge haat die Here, 7 is vir hom 'n gruwel, was 'n manier van praat. Soos ons idiome gebruik in ons Afrikaanse taal, het ons baie idiome. Nou so was dit 'n manier van uitdrukking. Dit was 'n manier om iets sterk uit te druk, wat dui daarop dat dit ernstig is, en dat jy moet ag gee. Jy moet nou luister wat daar gesê word, en baie mooi luister. Nou kom ons kyk saam na die lys. Ons gaan met die lys af, want soos ons hoor, daar's 6 dinge wat die Here haat en 7 wat hom 'n gruwel is. So daar's 7 dinge wat ons hierna gaan kyk, wat vir die Here 'n walging is. En ek sou sê dat, as ons na die dinge kyk, moet ons ernstig luister. Kom ons ondersoek onsself en kyk, is die dinge by my, of is dit nie by my? Kan ek verbeter, kan ek groei? Is daar dinge wat ek moet afstand doen van? Of is jou lewe 100% reg en leef jy in lyn met God se woord? Want dit is op die einde van die dag van die woord van God vir ons sal doen.
kom nie om jou te veroordeel nie, maar dit waarsku. En as jy hoor dat dit 'n gruwel vir die Here is, dan moet jy in jou eie lewe kyk, maar joh, dan beter ek seker maak dat ek hierdie dinge nie doen nie. Maar jy wil nie iets doen wat 'n gruwel vir die Here is. Want dit gaan allerminst nie goed afgaan as jy jou besig hou met dinge wat 'n gruwel is vir die Here nie. In die eerste plek hoogmoed. Ek dink daar's baie wat ons kan sê omtrent hoogmoed. 'n Hoogmoedige houding of trotse blik. Trots word dikwels in die Bybel voorgestel as 'n aanstoot vir die Here. 'n Hoogmoedige persoon is geen aanstoot vir die Here. Hoogmoed is 'n gruwel, want dit impliseer selfverheerliking. Jy verheerlik jouself, jy dink jy's net die beste ooit. As jy gaan sit, dan sak die son, as jy opstaan, dan skyn die son. Dis daai tipe van houding, jy dink, jy's altyd reg, jy weet alles, niemand weet niks nie, jy kan nooit niks leer nie, want jy's klaar geleer. Dit is toch so wonderlik. Tik jouself op die skouer. En jy dink jy's so vreeslik wonderlik, en jy, in die proses vertrap jy ander mense in jou hoogmoed. Dis onvriendelikheid. Baie mense wat so hoogmoedig is, kyk maar, hulle kyk neer op ander en dan is hulle onvriendelik en onbeskof met mense wat hulle dink is benewe hulle. Dis oneerbiedigheid, arrogansie, selfbeheptheid. Alles draai tog om jou. Alles moet gaan soos jy dit wil hê. As jy sê spring, dan moet mense nie vra hoekom nie, dan moet hulle vra hoe hoog. Kyk nie sulke mense. Ons sien dit baie keer in die werksplek, mense wat jou heeltemal wil oordonder en wil oordeel en alles. Hulle gun nie iemand anders 'n kans in die son nie. Hulle wil alles net hulle self en hulle manier, en hulle is tog so behep met hulle self. Die woord van die Here sê dat hoogmoed kom tot 'n val. Luister baie mooi. Hoogmoed kom tot 'n val. So sorg dat jy nooit hoogmoedig raak nie. As die Here jou seën, as die Here jou in 'n posisie sit, as die Here miskien vir jou rykdom gee of wat ook al gee, moenie hoogmoedig raak nie. Sê eerder vir die Here dankie en wees dankbaar vir dit wat die Here vir jou gee en doen. En erken die Here in alles en wees nederig. Daar is 'n paar plekke in die Bybel as voorbeeld wat gebeur met iemand wat hoogmoedig is. Daar's 'n hele paar plekke. En selfs in ons moderne lewe, hoeveel mense het al geval deur hoogmoedigheid? Hoeveel groot predikante het al geval deur hoogmoed? Hoogmoed kom tot 'n val. So, kom ons bly eerder nederig. Kom ons leer by Jesus Christus wat dit beteken om nederig te wees. Want hy wat God was, het mens geword. Het 'n diensknegt geword. Hy het sy disippels se voete gewas. Dit is die toonbeeld van nederigheid. Die Here wat kan hoogmoedig wees, wat in alle respek gesê, wat die hoogste is, hy wat gedien moet word, het kom dien. Nou wat kan ons daaruit leer? Vergeet van hoogmoed. Kyk saam met my in die Bybel, dan kyk ons na die eerste ene is die Satan. Geweet, daar was 3 aartsengele, Gabriel, Michael en Lucifer. Dis nou die Satan. Dit was die 3 aartsengele gewees. Nou Lucifer het in die heerlikheid van die Here gewandel. Hy was in beheer van die musiek en van die aanbidding in die hemel. Hy het tussen die altare van die Here gewandel. Maar toe het hoogmoed gekom. En hy het gedink hy kan teen God rebelleer en hy het 2/3 van die engele saam met hom gevat om God uit die hemel uit te werp. En toe word hy uit die hemel gewerp. En die Bybel sê soos 'n bliksemstraal het hy aarde toe geval. Met sy menigte engele. Hoogmoed kom tot 'n val soos die Bybel sê. Kyk in Jesaja 14 vers 11 tot 14. Blaai saam met my na Jesaja 14 vers 11 tot 14. Daar lees ons van die val van Satan. Jesaja 14 vers 11 tot 14. Kom ons waak en ons vat hierdie dinge wat ons leer in die woord van God as 'n waarskuwing,
dat ons nie in dieselfde slaggat sal trap nie. Kyk saam met my na die teks. Jou trots is neergewerp in die doderyk. Die geruis van jou harpe, onder jou is wurms as 'n bed gesprei en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim op die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die Allerhoogste. Dis wat die Satan wou doen, hy wou God se plek inneem. Hy het gedink hy's belangriker en groter en wonderliker. Maar hy het met 'n skok agtergekom, daar's net een God. En dis Jahwe. En hy was uitgewerp. Dan kry ons ook die verhaal van Nebukadneser. Nebukadneser was die koning van Babel gewees, wat die volk in ballingskap weggevoer het. En Nebukadneser het ook gedink, hy is so wonderlik. Sy koninkryk is so groot, en hy is net die beste. En die Here het vir hom hartaarde toegebring. Kyk saam in Daniël 4 vers 29 tot 31. Daniël 4 vers 29 tot 31. Daar lees ons van koning Nebukadneser en wat die geval eintlik so interessant maak. Net so 'n paar hoofstukke vorentoe het hy 'n droom gehad van 'n standbeeld en Daniël het dit vir hom uitgelê en hy het 'n hele paar keer die Here se wonderwerke ervaar, maar nog steeds verhoog hy homself en nog steeds het hy hoogmoed in sy hart. Aan die einde van die 12de maand, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het, en tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit nie. Terwyl die woorde nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem. En soos ons weet, die Here het gebring dat koning Nebukadneser het heeltemal mal geword. Hy het soos 'n dier geword. En hy het in die veld rondgewandel, hy het gras geëet en plante geëet soos die diere. Vir 'n tydperk, ek dink 'n 7 jaar gewees, wat hy in die veld gewandel het. Totdat hy eendag weer erken het, dat die Here is Here, en dat die Here is God, en daar is niemand anders as die Here nie. En die Here het sy verstand vir hom teruggegee, en hy was weer in sy koningskap herstel. Laat dit vir ons 'n les wees nie. Hoogmoed is 'n baie groot ewel, en die Here hou nie van hoogmoedigheid nie. As koning Nebukadneser, wat hy hier duidelik in die taal wat hy gebruik, wat hy roem in homself, as hy eerder die eer aan die Here gegee. Kyk wat het die Here vir my gegee. Kyk hoe die Here my koningskap opgebou. Dit sou 'n heel ander saak gewees het. Maar nee, hy erken nie die Here nie, hy roem in sy eie grootheid. Wat hy gedoen het, die werke van sy hande, hoe wonderlik hy was. En hy word verneder soos 'n dier. Laaste voorbeeld wat ek wil gebruik is uit Jesus se mond. In Lukas 12 vers 16 tot 20. Die voorbeeld wat Jesus vir ons gegee het van 'n baie arrogante, hoogmoedige ryk man. En hier sit Jesus self wat die verhaal vertel. Lukas 12 vers 16 tot 20. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengs en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou af eis. En wat jy gereed gemaak het,
Wie sin sal dit wees? Nou wat hy gesê het om groter skure te bou, daar's niks fout daarmee nie. Hy het 'n massiewe groot oes gehad, ja, so hy moet groter skure bou, maar die manier waarop hy dit gesê het. Want hy is so wonderlik. Kyk wat het ek gedoen. Plaas dat hy die eer aan die Here gegee het en gesê, dankie vir my groot oes, Here. Dankie, Here, dat U vir my voorsien. Ek gaan nou maar moet groter skure bou, maar tot eer van my God. En kyk waar ek ander kan help. Sou dit nie 'n beter gesindheid gewees het nie? Maar nou kom hy in hierdie arrogansie en hoogmoed en hy vertel hoe wonderlik hy is, want kyk al sy oes. Hy moet nou sulke groot skure bou, want hy is toch so wonderlik. En nou kan hy drink en vrolik wees. En die Here sê vir hom, vanaand tog sal jy sterf. Want jou hoogmoed het jou ingehaal. Hoogmoed is 'n gruwel. In die oë van die Here is dit 'n groot gruwel. Daarom moet ons sorg dat ons nederig bly. Bly nederig. Bly aan die voete van die Here. Dit wat jy het, dit wat jy bereik het, gee die eer aan die Here. Sê dankie vir die Here vir wat hy vir jou gedoen het. Groot voorbeeld in ons dag en tyd is die Titanic. Die mense wat die Titanic gebou het gesê, dis die beste skip ooit. En hy sal nooit kan sink nie, tot God sal hom nie kan sink nie. En op sy eerste reis kom 'n klein ysbergie en hy hele skip sink. Moenie met God speletjies speel nie. God laat nie met hom 'n bespotting maak nie. Die tweede punt waarna ons kan kyk is leuns. En mense luister baie mooi. Want jy kan dalk dink is 'n wit leentjie of is net 'n klein leentjie. Leuns is leuns. En dit is een van die dinge wat die Here sê is 'n gruwel. Hoe maklik is dit om vinnig, jy wil nou nie heeltemal die waarheid praat of jy wil uit 'n situasie kom en nou vertel jy 'n wit leentjie. Baie kere klink dit nie so erg nie. Maar dit is 'n leuen is 'n leuen. En dit is een van die dinge wat ons so maklik nie besef die erns daarvan. Ja, ek erken, baie van ons is opregte diep kinders van die Here. Maar moenie 'n leuen vertel nie. Moenie leuns vertel nie. As dit nie die waarheid is, jy bly dan eerder stil. Sê dan eerder niks. Maar moenie kom met raadjies en storieetjies en wit leentjies en wat ook al nie. 'n Leuen is 'n leuen. En het jy al agtergekom, die ding met 'n leuen is, hoe meer jy lieg, hoe meer lieg jy jou vas. Naderhand vergeet jy wat het jy gelieg. En dan raak dit 'n hele gemors. Dit werk nie. Leuns kom altyd uit. Die waarheid word altyd ontbloot. En dan staan jy soos 'n dwaas. En dan is jou naam daarmee heen en jou eer is daarmee heen. Want die Here kan nie 'n oneerlike tong hanteer nie. Leuns is vir die Here 'n gruwel. 'n Leuenagtige tong. Valsheid impliseer altyd 'n verkeerde hart. 'n Rein hart verskaf geen motief vir valsheid nie. Ydelheid, gierigheid, ambisie en lafhartigheid is die ouers en beskermhede van leuns. Valsheid het altyd slegte gevolge. Dit stel verwagtinge teleur, skud vertroue, maak die fundamente van sosiale orde los. Kyk maar die skade wat leuns kan bring. Byvoorbeeld, hier's nou miskien 'n man en vrou wat getroud is en die man gaan op 'n besigheidstrip en nou stuur hulle miskien 'n vrou saam met hom op die trip, maar hy wil nou nie vir sy vrou sê daar's 'n ander vrou saam met hom op die trip nie. Nou lieg hy van, hy sê nee, dis hy en sy maat. Hy en Koos gaan nou op die besigheidstrip. Daar gebeur niks nie, hy slaap in sy kamer, die vrou slaap in haar kamer. Maar nou vind sy vrou uit, maar dis toe nou nie Koos wat saam is nie, dit is 'n vrou. Onmiddellik, wat gaan nou gebeur? Ja, dit gaan nie help, hy probeer nou vir haar sê, nee, maar ek het daar niks gebeur nie, ek wil jou net nie ontstel nie, toe sê ek maar Koos het, nou sê die moeilikheid, want nou dink sy dat dinge gebeur, want hoekom lieg jy vir hom? En dan word verhoudings verwoes. En op sulke maniere word verhoudings verwoes. Wees eerder eerlik. Vanaf ons in die huwelik, wees eerlik met mekaar. Moenie dat leuns tussenin kom en verhoudings verwoes nie.
Want die oomblik as hulle sê ons vertroue vat jare om op te bou. Maar 'n leuen kan in 1 sekond vertroue verwoes. En as vertroue eers verwoes is, vat dit jare om op te bou. Die skade wat leuns bring partykeer is permanent. Maar dan nie eens weer herstel kan kom nie. En dit deur 'n leuen. Wees net eerlik. As jy 'n fout gemaak het, erken jy het 'n fout gemaak. As jy by die werk is en jy ry miskien met 'n werk se kar en jy die kar gestamp of was 'n skrapie, wees eerlik daaroor. Moenie nou probeer dit wegstoot te vind, toesmeer nie. Want op die einde van die dag kom die waarheid uit en nou word jy afgedank by die werk vir oneerlikheid en jou hele reputasie is daarmee. Waar as jy eerder die waarheid gepraat het, miskien het hulle geld by jou afgetrek vir die skade of wat ook al, maar jy was eerlik, jou reputasie is intact, soos hulle sê. Dit word behou, jou reputasie word behou. En daai probleem wat daar was, sal verbygaan, maar jou werkgewer sal weet, hierdie persoon is eerlik. As hy praat, weet ek kan glo wat hy sê. Want hy lieg nie om homself te beskerm. Hy sal die gevolge man afvat wat kom vir sy foute, maar hy praat die waarheid. Hy of sy praat altyd die waarheid. Waarheid is baie belangrik. Maar leuns is 'n gruwel vir die Here. Kom ons bly weg van leuns. Hou vas aan die waarheid. Want leuns pas nie by 'n kind van God nie. Die derde punt is hartelose wreedheid. Hande wat onskuldige bloed vergiet, mense wat moord pleeg, wat ander se lewens neem. Nou hopelik is daar niemand van ons hier wat ooit daai paadjie sal stap nie. Maar dit impliseer ook wreedheid. Hoe hanteer jy as jy diere het? Skop jy die kat en die hond as jy martel jy jou diere of as jy iemand wat hou daarvan om ander seer te maak? En as baie mense wat so is, hulle dink hulle kan maar op ander trap, hulle kan hulle diere soos, weet jy wat so goed behandel. Die Here het ons in beheer gesit van sy natuur. Die Here het gesê, heers oor die visse en die plante en die diere. Die Here het die diere in ons sorg gesit, sodat ons vir hulle met liefde moet behandel en moet versorg. Ons hoef nie diere wreedaardig te behandel en selfs met moord. Dis 'n gruwel vir die Here om 'n ander persoon se lewe te neem wat onskuldig is. 'n Onskuldige se lewe te neem se bloed te giet. Dis 'n gruwel vir die Here. Daar's situasies waar daar oorloë is en waar daar selfverdediging is. Iemand wat inbreek in jou huis en jou vrou en jou kinders wil iets aandoen en jy tree op om hulle te beskerm. Die Here praat nie van dit, maar van onskuldige bloed te giet. Jy's nou kwaad vir iemand en nou maak jy hulle dood. Glo my, jy gaan nie wegkom met dit nie, want jy gaan eendag voor die Here staan en antwoord. Kain het vir Abel doodgemaak en sy bloed het tot die Here geroep en uitgeroep. En die Here het die bloed se geroep gehoor en hy het vir Kain gevra, hoekom het jy jou broer doodgemaak? Dis 'n gruwel in die oë van die Here. So volslae gebrek aan simpatie met God se skepsels. 'n Gebrek aan simpatie met ander mense. Hy wat graag pyn toedien is uitgevoel met liefde en simpatie. Iemand wat onskuldig iemand anders se lewe kan neem. En ongelukkig in ons dag en tyd is daar so baie mense wat niks voel vir ander se lewens. Wat 'n lewe net so sal doen. Dis hartseer. Want dit is 'n gruwel in God se oë. Die vierde punt is bose skelmstreke. 'n Hart wat goddelose verbeeldings bedink. Daar's sommige harte so sleg dat hulle altyd een of ander bose ding uitdink. Hulle soek heeltyd moeilikheid en wil heeltyd kyk waar hulle moeilikheid kan maak. Ken jy sulke mense? Oral as waar hulle kom, soek hulle moeilikheid, soek hulle spoor, wil hulle baklei. Wil hulle bose planne uitdink, hoe om ander te na te kom. Ons moet nie so wees nie. In jou werkplek, by die kerk,
Moenie dink jy kan deur bose planne en bose dinge ander vertrap om te kry wat jy wil hê. En die hele tyd soek om ander by te kom. Jy wil die hele tyd hulle aanval, die hele tyd hulle sleg maak. Die hele tyd bose dinge uitdink om hulle te na te kom. Kom ons wees nie so nie. Die 5de punt is liefhebbers van die kwaad. En dit sluit baie aan by die 4de punt. Liefhebbers van die kwaad, voete vinnig om na onheil te hardloop. Hulle doen nie net onheil nie, maar hulle doen dit gretig. Hulle geniet dit om slegte dinge te doen. Met parate waaksaamheid doen hulle al hulle slegtigheid. Hulle het 'n passie daarvoor. Saam beplan hulle wat hulle kan doen om sleg te doen. Sulke mense beplan altyd net die bose dinge. En sal jou ook gedurig in die moeilikheid probeer kry. Kom ons gaan drink vanaand weer. Kom ons drink totdat ons dronk is. Kom ons gaan steel daai kar. Kom ons gaan doen dit. Kom ons gaan doen dat. Kom ons gaan doen dit. En hulle doen die hele tyd dinge wat kwaad is of wat moeilikheid maak en soek die hele tyd die kwaad op. Wil die hele tyd in bakleierery betrokke raak. Wil die hele tyd skoor soek met ander. En sulke mense sal jou saam in die afgrond insleep, maar nou stap jy saam met hulle, nou moet jy saam met hulle die kwaad doen. Nou moet jy saam met hulle die dinge doen wat nie reg is nie. En so beland jy in die moeilikheid. En nou beland jy in die moeilikheid, dan verdwyn hulle en dan pak hulle die skuld op jou. En dan, wat gaan jy nou doen? Hoeveel keer het dit al gebeur met mense wat misdaad pleeg nie? Dan kry hulle iemand om saam met hulle die misdaad te doen, dan word hulle uitgevang en dan is hulle in onskuld. Nee, ek het niks met dit te doen. Dan pak hulle al die skuld op daai ene. En daar gaan sit hy vir weet nie hoeveel jaar in die tronk en die ene loop vry rond. Soek sy volgende teiken, met wie hom bose planne gedoen kan word. Die 6de punt, iemand wat 'n valse getuie teen ander bring, en luister baie mooi, want dit is 'n baie ernstige punt. Iemand wat 'n valse getuie teen ander bring. Die lasteraar is een van die grootste sosiale voeke. Hy beroof sy medemens van sy grootste skat, sy eie reputasie en die liefdevolle vertroue van sy vriende. God haat 'n valse getuie. Een wat dit doen, is 'n vervloeking vir God. Hoeveel mense se lewens is al verwoes deur valse getuies? Deur iemand wat valse stories versprei om iemand anders se val te weer te bring. Hoeveel kry jy dat mense in werksplekke leuns sal vertel teenoor 'n mede-kollega sodat hulle bevorder kan word en die ene afgedank kan word of nie in aanraking miskien kan kom vir 'n posisie nie. Nou versprei jy leuns, jy versprei storieetjies. Doen ons dit in die kerk? Versprei jy leuns en storieetjies oor mense in die kerk, oor jou broer en suster? Het jy gehoor wat het daai ene gedoen? Dit. Daar gaan die stories. Daai tyd toe my pa Leen Uitenhage begin dienste hou het, hy daar in die mis area rond die eerste paar dienste gehou. Toe was daar 'n man gewees wat vir die mense was sê, my pa lol met hierdie een vrou. Maar gelukkig almal ken my pa en hulle weet my ma en pa is altyd saam. Ek meen julle weet dit ook. As daar van my pa was, daar was my ma. Hulle was nooit weg van mekaar nie. As my pa berading gedoen het, my ma daar by hom gesit. Hulle was altyd so, gelukkig vir hulle, het hulle so 'n reputasie gehad dat mense geweet het wie en wat hulle is. Maar so kan 'n leuen kom en verwoesting saai in 'n huwelik. Nou moet jy net 'n huwelik hê waar daar dalk bietjie moeilikheid is, nou kom iemand en sê, nee, met daai ene lol met so en so een. Nou word die huwelik geskeur en nou is daar egskeiding en groot nonsens deur leuns. Moenie leuns versprei teenoor 'n medebroer of suster nie, want die Here gaan jou verantwoordelik hou. Kom ons bou eerder mekaar op in plaas van om leuns te versprei teenoor mekaar. Een wat tweedrag saai.
En dit kom baie dieselfde, dit sluit ook aan by hierdie valse getuie bring. Want deur 'n valse getuie bring jy tweedrag. Een wat tweedrag saai, en hy wat onenigheid onder broeders saai. Hy wat met 'n skindertong sleg geaarde stories en goddelose uitvindings tweedrag saai. Dis daai uitvindings, daai storieetjies wat hulle so versprei. Skinder bietjie hier, skinder bietjie daar. Steek die ene op teen daai ene, steek daai ene op teen die ene. Nou gaan jy hier na Sunny toe. O, het jy gehoor wat het daai ene van jou gesê? Nou, ek kyk na daai ene toe. O, het jy gehoor wat het Sunny van jou gesê? Nou is hierdie twee in mekaar. Nou wil die ene niks met daai ene te doen nie, nou sit hulle hier in die kerk, almal is kwaad vir mekaar en nou begin daar twee kampe kom. Die een wat vir die ene is en die een wat vir daai ene is. Nou is daar verdeeldheid in die kerk. Hoeveel keer het dit al gebeur? Dit is hartseer, maar dit het al 'n paar keer gebeur en dit gebeur. Mense wat tweedrag saai, wat moeilikheid wil hê, wat oralste net storieetjies versprei en mense wil opmaak teen ander. Die Here sê dis 'n walging volk. So as jy ooit aan gedink het om tweedrag te saai in die gemeente, moet jy baie pas op. Want hy, die lewende God, sal jou verantwoordelik hou. God wil hê dat sy kinders in broederlike liefde en eenheid moet saamlewe, sodat ander Jesus Christus in hulle kan sien. Jesus Christus moet verteenwoordig word onder ons. As jou broer 'n fout gemaak het, vergewe hom. As jou suster 'n fout gemaak het, vergewe haar. Maar kom ons bring nie tweedrag. Kom ons sorg dat daar eenheid is. So 'n paar jaar terug, en ek het al die voorbeeld gebruik in hierdie eie kerk. Toe hulle daai tyd het hulle die koffie hier voor gehad. Toe sien nou 'n ander iemand wat die koffie in die agterkant wil hê. En hulle skuif die koffie agterkant. Toe kom die ene wat die koffie voor wil en nee, seker dit nie voor hom doen. Naderhand is hulle twee in mekaar en hulle begin te baklei en te stry en nou maak die ene mense op teen die ene en die ene maak mense op teen die ene. En daar was net 'n groot bakleiery. Sê maar, hoekom wil jy baklei oor 'n koffietafel? Nou bring jy tweedrag en jy bring 'n bakleiery in plaas van dit die meedrag is en sê, weet jy wat, ek gee nie om waar die koffietafel staan nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Kom ons dien Jesus Christus, kom ons verheerlik hom. Dan sit ons die tafel in die middel van die kerk. Wat maak dit saak? Maar dit gaan oor Christus. En om tweedrag te bring moeilikheid en verdeeldheid en die wêreld kom in en hulle sien hierdie bakleiery in die kerk en dan loop hulle. Want as dit so gaan in die kerk, dan wil ek nie betrokke wees daarin. Nou loop hulle. Kom ons bring nie tweedrag. Kyk eerder waar jy eenheid kan bring. As jy en iemand verskil oor, wees jy eerder die minste. Want dit gaan oor Jesus Christus, raai wat, dit gaan nie oor jou nie. So wees jy dan nou in die minste en sê, weet jy wat nie, ek sal terugstaan. Ja, oké, nou partykeer van gebeur het, dan is al twee nederig en sê, oké, maar weet jy wat nie, sit daar die tafel, nee, sit maar die tafel waar jy, nou begin nou weer wat klein, want jy wil nou die een met die tafel, nee, kom ons sorg altyd dat alles wat ons doen in naam van die Here verdien. Is dit wat ons gaan doen? Besef julle dat daar al kerke was wat geskeer het, want die een wou blou gordyne gehad het en die ander wou pers gordyne gehad. Regtig? Is dit hoe die kinders van die Here moet optree? Nee, ons moet in liefde en eenheid optree. Nie tweedrag en moeilikheid maak nie. En ek is regtig so trots om te kan weet, die klompie mense wat in ons gemeente is mense wat saam staan. Ons het al harde bene gekou en baie dinge deurgegaan, maar op hierdie stadium, daar is vir my so 'n mooi eenheid. Ons werk saam, ons doen dinge saam, ons maak saam die kerk skoon, ons werk saam in alles wat ons doen. Want die een van ons is verhewe bo ander. Elkeen van ons het 'n rol om te vervul wat die Here vir ons gegee het, maar eenheid en liefde is die belangrikste. Hierdie gedeelte van ons teks in Spreuke wil vandag vir ons 3 dinge uitwys. Die morele afskuwelikheid van die wêreld,
En dit kan ons rondom ons sien. As jy na die wêreld kyk. Hierdie 7 ewels is oral volop. Die onberispelike reinheid van God. Hy haat hierdie dinge. Daarom is hulle vreemd aan homself. En ons as sy kinders moet ten alle tye waak daarteen. Ons moet nie net daarteen waak nie, maar daarvan af wegvlug. Vlug van die dinge af. Vlug van hoogmoed, vlug van leuns, vlug van tweedrag, vlug van om jou broer en susters te wil nakom, vlug van die moeilikheid, vlug van om ander seer te maak, vlug van die dinge af. Wees waaksaam. Ons moet in alle tye die dinge vermy. Ons moet in liefde lewe. Ons moet mekaar met liefde behandel. Ons moet mekaar verdra en vergewe. Ons moet in eenheid bly met mekaar. In Jesus Christus. Onthou volgende keer as jy weer in die kinderstories wil deelneem. Dink bietjie mooi as iemand weer na jou toe kom om te skinder. Dan bring jy tweedrag. Is dit wat hulle sê die waarheid? Nee, dit is nie. Kom ons praat eerder die waarheid, dit wat mooi is, dit wat eerbaar is, dit wat opbouend is. En as jy jou broer of suster sien 'n fout maak, gaan na hulle toe en neem dit op, praat met hulle. Moenie na ander toe hardloop en sê, "O, het jy gesien wat het Jannie nou weer gedoen?" Kyk, ek sê vir jou, die ding gaan 'n groot storie wees. En nou skinder julle. Nou hardloop jy weer na die volgende persoon. Pietie het nou net vir my gesê, Jannie het nou dit en dit en dit. En môre lê die hele dorp vol van dit en wat gebeur met die naam van die Here? Want nou kyk mense na die kerk en dink hulle gaan dit so by daai kerk. En die naam van die Here kry skade. Kom ons doen dit nie. Kom ons leef in liefde met mekaar. En as iemand 'n fout gemaak het, gaan praat met hulle in liefde. Kom ons bou mekaar op. Daar's een predikant wat gesê die kerk is die enigste weermag wat sy gewondes nog verder skiet en vertrap. Jy al gesien as iemand val, hoe maklik is dit om die Bybel te vat en hulle oor die kop te slaan. Ja, ons moet mekaar in liefde vermaan en ons moet mekaar opjaag. En as iemand 'n fout gemaak het en dan moet hy wegdraai van sy fout en bekeer. Ons moet die persoon help om te herstel. En as hy nie wil nie, dan sal stappe wat die Bybel vir ons gee, die gemeentelike tug wat jy moet toepas. En as hy dan nie wil luister nie, dan sy uit die kerk uit. Maar dan moet jy hom behandel as 'n heiden en die woord van die Here aan hom bring. Maar kom, ons trap nie mekaar as iemand 'n fout gemaak het, trap hulle in die grond en laat hulle nou weet hoe sleg hulle is nie. Kom ons help mekaar in liefde en bou mekaar op. Ons gaan in liefde na so een en help hulle eerder. Want so wen jy 'n siel. So help ons mekaar. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en die staan op die weg van die sondaars en die sit in die kring van die spotters nie. Bly weg van die kwaad. Moet nie deel in die kring van die spotters nie. Deel ons in die kring van die spotters. Is jy ook van daai wat die hele tyd wil gaan waar die partytjies is? Vlug van die kwaad. Dan kan ek nou maar reguit praat. Bly weg van drank. Drank is niks goed nie. Want hoeveel mense wat drink, op elke van die dag, al hierdie 7 dinge, dan is op een of ander manier raak hulle betrokke by dit. Want daar waar die drank is, daar wil jy wees. Daar waar die kwaad is, daar is jy. Want die drank vloei. En dan kry jy mense wat nie kan braai sonder dat daar drank is nie. Hulle kan nie eet sonder dat daar drank is nie. Hulle kan nie na 'n eetplek of 'n restaurant toe gaan sonder om drank te bestel. Hulle soek heel eers in die drankmenu. Hulle wil kyk wat se specials is al op die drank. Party mense begin, dan het hulle miskien 1 glasie wyn in 6 maande gedrink. Net 1 glasie wyn, daar's niks fout nie. Ek sê nie sê daar's fout as jy 'n glasie wyn drink nie. Daar's niks fout nie. Maar broer en suster, wees gewaarsku teen die drank.
Want drank is een van die gevaarlikste dinge wat jou kan laat val. Want jy dink miskien, ag, is net een glasie wyn. Ja, is net een glasie wyn, as ek fout dan nie. Maar nou 6 maande word 3 maande, 3 maande word 1 keer 'n maand. 1 keer 'n maand word 1 keer 'n week. 1 keer 'n week word 1 keer 'n dag. En kort voor lang, hoeveel alkoholiste het so begin? Waar het 1 keer in 6 maande was, nou sit, as jy opstaan in die oggend, as jy gaan slaap in die aande. Naderhand is dit 1 bottel 'n dag, naderhand is dit 1 krat 'n dag. En laat mense nou net waag om vir jou iets oor dit te sê. Maatie, kyk, dan vlieg jy vir hulle in. Hoe durf jy vir my sê ek drink of ek's 'n alkoholis? Maar jy kan nie sonder jou drank. Jou drank is amper 'n afgod. Jy soek daai drank. Jy soek daai brandy special. Jy soek daai wyn. En jy drink maar voort. En laat iemand nou waag met jou praat oor jou drinkgewoontes. Intussen word lewens verwoes. Want drank vee jou selfbeheersing uit. Dit maak jou onsensitief. Waar jy sensitief was vir sonde, nou is jy nie meer sensitief nie. Want jy word al hoe meer gedem. En elke glasie drank wat jy drink, of bottel drank wat jy drink, maak jou al hoe meer onsensitief. Waar jy nooit gevloek het nie, begin jy skielik vloek. Skielik begin jy kwaad word vir dinge. Skielik begin jy mense sleg behandel. Skielik begin jy te deel in die kwaad. Skielik is jy nie meer eerlik nie. Begin jy wegbly van die huis van die Here. Begin jy die woord van God te verontagsaam. En stelselmatig vee die drank alles uit. En hoeveel mense het al opgeëindig wat hulle huise, gesinne, werke, alles verloor het. En waar het begin? Deur 1 glasie wyn of 1 bier. As jy kan wegbly van drank, bly weg van dit. Ek gaan niemand oordeel wat 1 bier drink of 1 glas wyn drink nie. Maar het jy dit regtig nodig? Is dit 'n moed dat jy dit moet drink? Hoekom moet daar alkohol in wees? Ek en my vrou het al hoeveel keer gebraai en potjie gemaak by die huis. Daai een dag het ons heel dag daar gesit en 'n potjie gemaak. Weet hoe lekker was dit? Want ons Christelike musiek wat in die agterkant speel. Ons het ons koeldrankies daar gehad en gesit en gekuier en dit geniet. En die Here wil hê ons moet onsself geniet. Maar ons het nie drank nodig nie. Ons het nie wyn of bier nodig nie. As jy iets moet doen en dan moet drank wees, dan moet jy bietjie vir jouself begin vra, maar hoekom is dit so dringend dat dit daar moet wees? Dis maar net waarskuwinge. Want onthou, drank verswak jou heeltemal. En hoeveel mense wat gedrink het, dat jy net een dag wat jou liggaam jou gestel bietjie af is, en waar jy gewoonlik miskien sê nog maar 2 wyne kon drink, nou drink jy daai 1 ekstra glasie wyn en nou klap dit jou. Nou word jy dronk. Nou doen jy iets wat jy gewoonlik nooit sou gedoen het. Maar nou is dit te laat, want dit is klaar gedoen. Die skade is klaar daar. As jy nie drank drink, jy kan jy nie in daai versoeking val nie. Drank is 'n ewel. En meeste van hierdie 7 punte wat ons al behandel het, as jy gaan kyk, die gevolge wat drank bring, lei reguit na daai toe. Ja, hoeveel lewens is al verwoes deur dit. Ek bly eerder naby die Here en ek drink maar my koffie of my Oros of my Coke. Maar ek weet ek bly skoon. En ek het nie nodig om deel te hê in die wêreld nie. Moenie sit in die kring van die spotters nie. Hoe kan jy sê jy's 'n kind van die Here? Hoe kan jy sê jy's lief vir die Here? Jy lewe vir die Here. Maar jy soek die nagklubs uit. Jy soek die kuiergate uit. Jy soek die drank. En as jy jou kans kan kry, as jy in 'n klap of by 'n partytjie of by 'n ding is, maar dan Sondag wil jy in die kerk staan en jy wil hande omhoog en jy wil vlaggies swaai of jy wil tale praat of jy wil wat ook al doen en in die week. Nou kom iemand in die kerk, nou sit hulle dan sê hulle, maar is jy nie dieselfde ene wat so wild geparty het gister? Nou is jy voor in die kerk, nou is jy 'n leier in die kerk. Nee.
Dit hoort nie so nie. Vanaf ons wat leiers is in die kerk moet sorg dat ons onberispelik voor die Here wandel. Want die wêreld kyk na ons. Wat sien die wêreld as hulle na ons kyk? Sien hulle Jesus Christus? Ons hoef nie liefhebbers van die wêreld te wees of die wêreldse dinge nie. Vlug van die wêreld. So ver weg as wat jy kan. Kyk maar na ons samelewing en kyk hoe gaan dit. Kyk hoe gaan dit in ons samelewing. Hoekom? Want mense onsensitief geraak vir God. Mense besef nie meer wie God is nie. As ons besef wie God is, sal ons hierdie dinge wat die Here walg en haat, sal dit ons ook walg en haat. En dit sal ons weghou van die kwaad, dit sal ons weghou van die sonde, dit sal ons weghou van die dinge wat ons moontlik kan maak dat ons filteer en van God af kan weggaan. En na die 7 dinge hierbo te kyk en ons oë op Jesus te hou, deur te vlug vir die wêreld en sy dinge, sy begeerlikheid, sal ons eendag die wenstreep haal. Maar dan moet ons onsself kruisig. Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig. En dan moet ons hart agter Jesus aanvolg. En daagliks ons kruis opneem. Neem jy jou kruis op? Volg jy agter Jesus? Kom ons doen dit. Want dan gaan ons dit maak. Ons lê die oor met ons. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die woord wat ook kon uitgaan. Dankie dat ons kan leer uit die woord. Help ons dat ons sal doen wat U vir ons sê, Here Jesus. Help ons dat ons hierdie 7 dinge wat ons vanmôre na gekyk het sal vermy. Van die dinge is vir ons heel maklik, soos ons sal nie iemand doodmaak nie. Maar dan in dieselfde asem leuns en hoogmoed en tweedrag bring. Dis net so erg. Maar hoeveel van ons besef nie is dat ons betrokke hou met sulke dinge en besig hou met sulke dinge nie. Help ons dat ons heel en al, totaal en al, sal rein wees voor U. En dat ons sal vlug van die dinge. En dat ons oë sal hou op U. Help ons dat ons lewens sal rein wees en sal skoon wees. Help ons, Here Jesus. Dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die woord wat ons vanmôre opnuut kom waarsku. En veral vir ons wat opreg met U die pad stap. Wat kinders van U is, wat U so liefhet. Dankie dat U self vir ons kom waarsku. My kind, bly nederig. Bly laag op jou voete voor my. En hou vas aan my, want ek sal jou nie laat gaan. Dankie, Jesus. Dankie vir die woord wat stig en wat voed. En dankie dat ons weet deur die woord groei tot heerlikheid in U. Want U kom tot al die lof en al die eer en al die dank. Amen. Dan vra ek die mense wat my help met die nagmaal na vore sal kom. Jy weet, kind van God, ons as mense gaan baie foute maak. Jy het in jou lewe dalk ook al baie foute gemaak het. Dalk miskien iets slegs van iemand gepraat of dalk 'n leuen vertel hier of daar.